Ons kyk vandag na funksienotasie. Dit is 'n handige manier hoe om 'n funksie voor te stel. Nou, wat ek doen, is ek gee vir die funksie 'n naam. Ek gaan byvoorbeeld kyk na y is gelyk aan 2x plus 3. Ek gaan sê, dit is die funksie f. En dan in plaas van y, gaan ek skryf f van x. Want met hierdie notasie kan ek dus die x-waarde en die y-waarde gelyktydig sien wanneer ek funksienotasie gebruik om dit uit te werk. Kom ons kyk na x is gelyk aan 2. So, as ek nou in die plek van die y gaan skryf f van x is gelyk aan 2x plus 3 en ek werk f van 2 uit, jy kan sien, x is gelyk aan 2, kom ons beweeg hierdie nader, x is gelyk aan 2, so in die plek van die x het ek 'n 2 hier, en dit gaan dan 2 maal 2 plus 3 wees, dit gee vir my 7. So wat ek uit hierdie notasie kan sien, f van 2 is die y-waarde, wanneer x 2 is. So ek kan sê, die y-waarde, wanneer x gelyk aan 2 is 7. Kom ons doen nog een, ons kyk na x is gelyk aan minus 3. Nou wil ek die y-waarde by minus 3 uitwerk. So dit sal wees f van minus 3. Want hierdie is altyd my x, en ek weet dat x nou minus 3 is. Wat sal die y-waarde wees? Dit sal 2 maal minus 3 plus 3 wees. Dit gee vir my minus 6 plus 3 is minus 3. So, uit hierdie sien ek dat die y-waarde wanneer x gelyk is aan minus 3 is ook minus 3. Dis nou maar toevallig, so dit sou beteken die punt minus 3 gaan op die grafiek lê, maar dit is 'n vinnige manier om te sien dat as x minus 3 is, dan is f van x of y ook gelyk aan minus 3. Ek wil net vir myself 'n bietjie plek maak gou-gou. Ons het nou reeds gewerk met x gelyk aan 2, ons het gewerk met x gelyk aan min 3. Kom ons werk gou-gou met x gelyk aan 0. Weereens, ons weet nou dat f van x gelyk is aan 2x plus 3, want y was gelyk aan 2x, en ek noem y f van x, waar f die naam van die funksie is. So, omdat x gelyk aan 0 moet wees, kan ek f van 0 uitwerk. Dit gaan wees 2 maal 0 plus 3, en dit is net 3. So, weer eens, hieruit sien ek, wanneer die x-waarde 0 is die y-waarde 3. Goed, ons kan ook die omgekeerde doen. Ons kan ook die y-waarde uitwerk wanneer, ons kan ook die x-waarde uitwerk wanneer ons die y-waarde ken. So, as ek byvoorbeeld weet dat f van x 1 is, dan weet ek dat y nou gelyk aan 1 is. En ek kan die x-waarde uitwerk. So my vergelyking f van x is gelyk aan 2x plus 3. So my y-waarde of vir my f van x is gelyk aan 1. Ek sien ek het vergeet om 'n x hier in te sit. So dit gaan wees 2x plus 3 en dan kan ek maklik vir
x oplos, as ek die 3 hierdie kant toe vat, dan kry ek 1 minus 3 is minus 2 is gelyk aan 2x, en dan deel ek met 2 aan albei kante, en ek kry x is min 1. So, bereken x is min 1, wanneer my y-waarde 1 is. Dieselfde hier, y, f van x is y, is gelyk aan 4. Wat sal x wees? So, ek kan maar weer invervang. Ek weet my vergelyking is f van x is gelyk aan 2x plus 3. Nou is f van x of y gelyk aan 4. En ek wil die 3 aftrek, dan kry ek 1 is gelyk aan 2x. So x is gelyk aan 1/2. So jy kan beide x of y uitwerk met die funksienotasie. Wanneer jy een ken, kan jy die ander een kry. Kyk, vir die voorbeeld hierdie kant het ons x geken, en toe gaan werk ons vir y of f van x uit. En hier het ons die y-waarde of f van x geken, en ons gaan werk x uit. Nou, hoekom is funksienotasie handig? Jy sien, ons werk dikwels met meer as een grafiek. So hier het ek vir julle 2 neergeskryf. Ek het y is gelyk aan 2x plus 3, en ek het y is gelyk aan minus 3x plus 1. Nou, as ek vir elkeen van daardie funksies 'n naam gaan gee, dan kan ek eerder in die y se plek f van x of g van x skryf. Die naam wat ek vir hierdie funksie kies, is f, en daarom gaan ek sê, y is gelyk aan f van x. En die naam wat ek vir hierdie funksie kies, is g, en as ek van hierdie y-koördinate praat, dan sê ek y is gelyk aan g van x. En dit beteken, ek kan nie deur mekaar raak nie. As ek byvoorbeeld vra, wat is f van 1, beteken dit, x is 1, okay, onthou, hierdie beteken, x is 1, en ek werk die y-waarde uit, het gaan 2 maal 1 is 2, plus 3 is 5. As ek met hierdie kant werk, sal ek sê, wat is g van 1? Dit beteken, wat is die y-waarde vir hierdie funksie, wanneer x gelyk aan 1 is? So ek sit maar net my 1 daar in die x se plek. Dit is min 3 plus 1 is min 2. So g van 1 is min 2, en f van 1 was 5, en omdat ek elke funksie se naam gebruik, sy f of sy g, kan ek nie die mekaar raak met wat bedoel ek, as ek sê, y is min 2, want hierdie is die y-waarde, nee, hierdie is die y-waarde, wanneer x min 2 is. Ag, ekskuus, ek praat nou nonsens. Dit is die y-waarde wanneer x 1 is. Okay, so wanneer x 1 is die y-waarde min 2, en dit is vir die g-funksie. Wanneer x 1 is die y-waarde 5, en dit is vir die f-funksie. Goed, hier het ek nog 'n voorbeeld waar ek 2 grafieke reeds geskets het. Ek wil nie ingaan op hoe hulle geskets is nie. Ons sal dit in volgende video's doen. Maar ek wil julle net wys dat wanneer ons 2 grafieke op dieselfde assestelsel teken, soos wat ek hier het, die grafiek van f en die grafiek van g. Onthou, f en g is soos die naam van die funksies. Dan kan ek die naam by elke grafiek gaan neerskryf. So, hierdie reguit lyn is die grafiek van f. En hierdie parabool is die grafiek van g. So, ons noem die grafieke dan volgens hulle naam.
As ek wou uitwerk wat is f van 1, dan sal ek nog steeds 1 in die funksie van f in vervang, en dit gee vir my 2. So hierdie beteken, x is gelyk aan 1, en dan f van x, y is gelyk aan 2, en dit is op die grafiek van f. So f was hierdie reguit lyn. As ons gaan na x is gelyk aan 1, is ons hier, né? En dan met die y-waarde 2 wees. So daar is die puntjie duidelik op die grafiek van f. As ons dieselfde wil doen vir g van 1, dan sal dit wees 1 kwadraat minus 3, wat minus 2 is. Dis plus 1, minus 3 is minus 2. So daardie sê vir my, daardie hier, sê vir my, x is 1. Hierdie sê vir my, y is min 2. En hierdie sê vir my, op die grafiek van g. So my grafiek van g was hierdie parabool. Wanneer x 1 is, met ander woorde hier, sal jy sien as ek reguit afgaan na die grafiek toe, dat y min 2 is. So jy kan regtig heelwat inligting kry deur net te weet dat f van 1 2 is en g van 1 min 2 is.